hemel en aarde kan ontmoet. En dit gaan spesifiek oor ons worship, ons tyd van worship saam, voor die preek, voor enigiets anders, waar ons musiek het, en ons staan saam, en ons het 'n moment van worship, waar ons saam sing. Ek wil praat bietjie oor my visie vir dit, en dit nie dat dit oor my gaan nie, dit gaan nie oor my vision, spesifieke, unieke visie vir ons kerk nie. Dit gaan oor God se wil, en my visie is uit dit uitgebore is, hoe wil God hê ons moet aanbid? Hoe moet ons intentioneel 'n atmosfeer skep, dat hemel aarde toe kom, dat God hier wil wees, en dat ek 'n ervaring van die Here het, en dat ons aanbidding iets is wat die Here verheerlik, iets wat hy wil hê, en iets waarvan hy wil deel wees. Ek begin vandag met Familia se eie noot vir noot, en ek het 3 liedjies hier, wat ek vir jou wil speel, en ek wil gou kyk, hoeveel liedjies ken julle. So ek het 'n liedjie hier uit die 70s, uit die 80s en die 90s. So wie van julle is goed, het Lirieke Raai gekyk, op jou tyd, of noot vir noot? Van die jonges, weet nie eens waarvan ek praat nie, maar anyway, hierdie liedjie moes jy al iewers gehoor het, so kom, ek gaan net die intro speel, en dan kyk julle wie weet hom, okay? Kom ons gaan met die eerste een. Julle ken die tune, wie weet wat het is? Bee Gees, Staying Alive. Moenie nou jou ouderdom weggee nie. Nee, ek sien, is nie die jonges wat daarin uitgeskree het. Okay, kom ons gaan met die volgende een. Dit is 80s rock. Wie het gehou van 80s rock? Ek is nou nog 'n 80s rock fan. Ken jy hom? Wat is hy? Don't Stop Believing. Is 'n classic. En ek het gedog julle gaan sukkel hierso. So toe sit ek 'n maklike enetjie in. Jy nog 'n tyd nou, Queen. So Queen se gitarist het actually gesê, kom ons, musiek raak al meer ingewikkeld, kom ons doen iets maklik wat die crowd kan engage. En toe begin hulle met hierdie liedjie. Wat is hy? Dis amazing hoeveel liedjies mense brein actually ken. As ek kan deeldag op YouTube hier wees, deur die 70s gaan, deur die 80s gaan, deur die 90s gaan, miskien bietjie vroeër vir van julle, en nog later, tot nou, en ons kinders, jy sal daai liedjies ken. Ek wonder, as mens dalk, ek weet nie of hulle al toetse gedoen het, om te weet, hoeveel liedjies ken mens, hoeveel liedjies kan mens stoor in jou brein, maar ons as mens het die vermoë, en musiek het daai vermoë, dat ons dit kan stoor, daar's 'n plek in ons brein wat verby die logiese gaan. Dat musiek het net daai vermoë om met ons hart te praat op 'n baie spesiale manier. Goed wat ek nie net kan sê met woorde nie, en net met praat nie, het musiek die vermoë om met my hart te praat en met my emosies te praat en met die woorde in die musiek dit vas te vang op 'n manier. Ek meen, as jy dink aan jou favorite flieks, dis die musiek wat dit maak. Jy besef dit dalk nie, maar wie onthou Titanic? Nou, imagine nou net gou kry vir daai prentjie, wat onthou jy van Titanic eerste, né? Hierso is Jack agter Rose, en al wat jy hoor is, jy hoor net die wind. Dit sal nooit dieselfde wees nie. Daar is die scene, en hierso begin, my heart will go on, en dan gaan dit mos na die volgende scene toe, waar die tone teen die venster druk, en dis dan waar jy vir Josh gaan kry nog popcorn. Maar papa, hoekom druk sy haar voet in die venster? Gaan kry nog popcorn. Nou, maar wat maak die scene, en wat praat met die emosies in al die scenes, is die musiek. Is die musiek wat dit doen. Musiek is powerful. Hierso is die hart van hierdie reeks. Hoekom worship ons vir 10, 15, 20 minute elke kerk in die wêreld? Hoekom vat ons tyd in die begin van 'n diens om te sing? Hoekom het ons worship tyd? Daar's kerke, ons was onlangs by worship konferensie, hulle kerk is tussen 1 uur en 15 en 1 uur en 'n half is hulle worship tyd. Partykeer langer. Dan moet die ou maar 'n korter preek. Maar die worship gaan aan. Hoekom is worship 'n ding? Is dit 'n moderne ding? Het ons toe gitare en dromme uitgekom het, toe sê ons, nee man, kyk die concertculture in die wêreld, dis lekker, kom ons sit nou net Jesus woorde by dit, en dan bring ons dit kerk toe, is dit hoekom ons dit doen?
of is daar actually 'n ander rede vir hoekom ons aanbid? En vandag wil ek met jou praat oor spesifiek hierdie vraag, is hoekom aanbid ons deur middel van musiek? Eenvoudige vraag. Maar het jy al oor aan gedink? Hoekom aanbid jy? Hoekom kom jy kerk toe en jy staan in daai moment? En ons gaan oor lekker topics praat oor hierdie volgende paar weke. Letsels wat ons het uit ons vorige generasie, wat maak dat ons nie kan engage in worship, soos God wil hê ons moet nie. Ons gaan volgende week praat oor die 7 Hebreëse woorde, en daar's actually meer, maar ons gaan 7 vat oor die Hebreëse woorde in die Ou Testament, in die Bybel, wat wys hoe God wou gehad het sy mense moet worship, in terme van prakties, en ons gaan sien hoe ons worship nie heeltemal soos dit altyd lyk nie. En dit gaan jou dalk persoonlik baie challenge. En ons gaan kyk ook na hoe ons vorige generasie, ek volgende week gaan funny wees. Ek gaan met jou praat oor my ervaring, hoe ek groot geword het en die tannie by die skool op die klavier, terwyl onze Vader sing en al die goed, baie letsels wat ons het van kleins af, ons vorige generasie kerk, wat ons sekere goed geleer het, wat nie Bybels is nie, dit was in ons kultuur, die waardes en die norm, maar dit was nie Bybels nie, en vandag staan ons in 'n kerk, en ons is baie koud, en uninvolved in die worship, en dit wat moet gebeur nie noodwendig nie, en ons gaan net bietjie praat daaroor. Hoekom aanbid ons deur middel van musiek? Ek het 'n skrif wat ek wil deel, wat die hart gaan wees van hierdie hele reeks. En dis Efesiërs 5, waar Paulus praat oor aanbidding, en half 'n deel in die hoekom inspreek, en dis eintlik baie snaaks hoe hy begin. Wat mens wonder, wat het dit nou met worship uit te waai, maar hoor hoe begin hy? Hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nou vra jy, wat het dit met worship uit te waai? Nou praat jy hier oor drank. Come on. Dis die sinnetjie, voor hy oor worship praat hy oor drank. Dis nogals iets om op te let. Met ander woorde, daar's plaasvervangers, en ek sou gedink het, dit is 'n meer moderne probleem, onder ons nuwe generasie, soos ek hoor hoe ouens drink. Maar hier praat Paulus oor dit, so die was obviously nog altyd 'n issue. En moet nou nie sê vir my, ja, maar hy praat nie van brandewyn nie. Hy sê net wyn. Nee, hulle het dit nog nie gehad, daar was die Jack Daniels toe nie. Hy praat van alkohol. En dit gaan nie ook nie net oor drank nie, dit gaan oor enige iets wat jy wil vervang, om issues in jouself te verdoof. Wanneer daar issues is in jou lewe, en jy weet nie hoe om dit self uit te sorteer nie, so jy wil dit net nam. Baie mense hardloop na die drankbottel toe as gevolg van dit. Kyk wat sê hy, wat moet jy eerder doen? Nee, laat die Gees julle vervul. Hoe? Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. So as jy die verskillende vertalings gaan lees, dan sê hy, encourage one another. Bemoedig mekaar. Bemoedig mekaar op hierdie manier. Kom by mekaar, so ons het mekaar, ons kom by mekaar, sing, daar's musiek, lofgesange, psalms, ook geestelike liedere, dit praat van 'n nuwe liedjies wat geskryf word oor ons tyd, waar ons spreek in issues in ons tyd, en ons spreek die woord van die Here en geloof daaroor, mekaar, musiek, en dan werk die Heilige Gees. Doen dit op so 'n manier dat die Heilige Gees kan werk in julle worship, om julle vol te maak, want julle het leemtes, nou gaan van julle, en jy gaan drink, want jy wil die leemtes, wil jy nam, want jy weet nie om daarmee te deel nie, moenie drank toe gaan nie. Worship is jou antwoord. Worship is die antwoord. En ons gaan oor die volgende paar weke bietjie kyk na hierdie antwoord. Sê al, as dit die antwoord is, hoe moet dit gebeur dat dit actually die antwoord is? Hoe moet dit werk? Dat dit my actually kan volmaak, dat die Heilige Gees in ons midde, wanneer ons saam worship, dat hy kan werk. En dat hy in my hart kan werk soos hy wil, dat ek daai insig kan kry, dat ek daai inspirasie kan kry. Ons gaan ook praat oor die instruksie. Wat is my deel? Wat is my deel nog voor ek by die deure inkom? Het gaan nie begin gebeur hier nie. Ek moet kom met 'n spesifieke hart. Hier is my visie. Ek wil dit so sê, julle ken my, né? Ek hou daarvan om goed te vereenvoudig. As ons oor definisie kom, is vereenvoudig hierdie. Ek wil hê ons worship moet so wees, dat God hier moet wil wees.
Maak dit sin? Ek wil hê ons worship moet so wees, dat God hier moet wil wees, en dat mense hier moet wil wees. Dis hoekom ek sê, 'n atmosfeer waar hemel en aarde ontmoet. Waar God en mense ontmoet. Ons worship op so 'n manier, dat het God bless, en laat het mense bless, dat as iemand hier inkom, imagine, kry net die prentjie in jou kop, as 'n paar honderd mense hier worship, en hier kom een ou in, wat ver is van die Here, en hy kom sit hier tussen ons. Daai ou moet net as gevolg van ons atmosfeer in ons worship, hoe ons na die Here soek en hom aanbid, moet daai ou tot bekering kom net in daai worship. Daai ou moet hier wil wees, omdat hy die Here so ervaar in ons worship. En dit is baie uitdagend, want nou moet ons elkeen moet onsself as individue vra, worship ek so, dat die ou langs my dit sal ervaar. So dis bietjie waar ons gaan inspreek, en soos ek sê, nie omdat ek wil nie, ons gaan kyk hoe die Bybel sê, dit is God se wil. En ons gaan begin deur te kyk, Ou Testament, van die begin van die mensdom af, reg deur die Ou Testament, Nuwe Testament, tot in die hemel, gaan ek jou vandag net 'n paar kort skriffies wys, hoe worship vir die Here regtig belangrik is, en hoe hy werk in worship. So kom ons begin, Genesis 4:21, dit sê, die naam van sy broer was Jibal, so dit praat van mense, van die eerste mense wat geleef het, en dit sê, die naam van sy broer was Jibal, en hy was die stamvader van die, wat op die lier en die fluit gespeel het. So, as ek vir jou vra, wie dink jy het die eerste liedjie geskryf? Of wanneer dink jy was die eerste liedjie geskryf? Dan wil ek net vir jou sê, dit was nie Elvis nie, hoor. Of die Bee Gees nie. Of wat ook al vroeë band jy kan onthou nie. Musiek vind ons al in Genesis 4. Met ander woorde, dis so oud soos die mensdom self. God was die skenker van die gawe van musiek. Dit was nie een ou wat daar op, ek weet nie eers wat sou hy gesit en 'n suikerriet of 'n ding geblaas het, en toe figure hy 12 note uit. Dis 'n amazing ding, as jy 'n gitaar moet vat of 'n klavier en jy dink daar's net 12 note. En hoe iemand dit uitgefigure het in hierdie tyd, sonder instrumente, computers of enigiets, is 'n geestelike, is 'n bonatuurlike gift wat God gegee het vir die mensdom. Tot watter doel, dat ons lekker moet braai, en na Robbie Wessels moet luister, vir sokkie, vir ons kinders se konserte, vir ons karre, net om ons bietjie minder aggressief te maak in die traffic. Al die goed is fyn, maar wat's die hoofdoel? Die hoofdoel is aanbidding. Dis die hoofdoel van musiek. Hoekom God dit skenk. En is daar van die begin van die mensdom af. Nou begin jy blaai deur die bladsye van die Ou Testament. En veral as jy kronieke gaan lees mens heavy van wat God verwag het van sy worship, van sy mense. Ek lees vir jou een so skriffie in 1 Kronieke 23 vers 5, wat net iets amazing vir ons wys, dit sê, 4000 moes sorg vir die lof van die Here op die instrumente wat daarvoor vervaardig is. 4000. Die konteks is dat Dawid het 4000 leviete aangestel, worship leaders, ouens wat dag en nag worship gelei het. En as jy gaan lees in Kronieke, dan sien jy, dis nie net hy, julle 4000, kom julle hier, julle gaan vir ons musiek maak nie. Dit was opgeleide musikante. Dit praat van die instrumente waarin hulle opgelei was. Party was opgelei in die harp, anders was opgelei in die lier instrument, snaarinstrumente, ander was opgelei om simbale te slaan. Opgelei, nie net nog gestaan en geslaan nie, opgelei om dit te doen. Dis hoekom ons nog nie 'n drummer het nie. Jy kan nie net sê, ou Josh, as ek Josh vra, wil jy vir ons kom drom? Hy sal sê, ek speel Sondag dromme. En hy sal hier slaan, maar dit sal 'n gemors wees, né? Klinkende simbale. Mens moet opgeleide musikant hê. Dis hoe dit was van die Ou Testament af. Party was opgelei om trompette te blaas, ander was opgelei om fluit te speel. Ons lei nou nog kinders op oor hoe om fluit te speel. Hulle was opgelei om fluit te speel, opgelei om liedjies te skryf, opgelei om te sing. En dit was vir hulle so belangrik, dag en nag worship hulle, terwyl daar oorlog is daar 'n hele groep ouens wat net worship. Net worship. Dat hulle geglo het,
dat hulle geglo het, ons kan nie die oorlog wen as ons mense nie worship nie. Worship is in die hart van ons aanbidding, dis in die hart van ons geloof, dis in die hart van die geveg, van die oorwinning, dis in die begin van ons week. Moet ons worship, anders kan ek nie net gaan en hard werk en dit wen in my eie krag nie. Baie ouens probeer dit, hulle werk nie, wat doen hulle? Hulle drink. Paulus sê, moet dit nie doen nie. Worship. Ou Testament wys vir ons, worship. Dan gaan ons Nuwe Testament toe. Handelinge 2, die kerk is gebore, die Heilige Gees het gekom. Dit sê hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. En hier's weer is 3 van daai woordjies wat mens so kan oorlees en hulle het God geprys. Is ek okay, die ander goed klink belangrik, daai 3 woordjies is net so, dis mooi. Maar wat is die belangrike 3 goed hierso? Hulle het God geprys, hulle het aanbid, hulle het geworship. Die gevolg was, die hele volk was hulle goedgesind en God het elke dag mense in hulle midde tot bekering laat kom. So die manier hoe hulle geworship het gemaak dat mense in hulle worship tot bekering kom. Nou moet jy onthou, die Jode het geglo dat die pastoor, die priester, hy kan bid en met die Here ontmoet, daar agter die gordyntjie. Hy kan daar in 'n kamer ingaan en gaan bid en dan luister God na hom. Hy luister nie na my nie. Hy's nie hier by my nie. Hy's daar by daai ou. So as ek iets wil sê, moet ek vir hom sê, dan gaan hy in en hy praat met God. Toe die Gees kom en mense, Jode kom in die kamer in waar hierdie mense worship en hulle ervaar, check hierdie mense bid hierso, sing hierso asof die Here hier is. Hulle het ontmoetings met die Here, dit was vir hierdie mense soos, it blew them away. En dit was nie net van, dit lyk asof dit so is nie, dit was so. En in daai ontmoetings met die Here, tussen die mense, as daai mense daar ingekom het hulle met die Here ontmoet. Hulle sien gewone mense, worship asof God vir hulle luister en hulle besef, hy luister. En hy hoor hulle bid, hulle sien hoe hulle connect met die Here, begin daai mense ontmoet met die Here net daar. En hulle kom tot bekering, en die Here voeg mense by hulle. Nou kan jy sê, maar daar's 3 woordjies, hoe kan jy daai konteks aan dit heg? Hoe weet jy dis hoe dit gebeur het? Wel, kom ons, ek sê ook altyd, jy moet nooit een skrifgie of een woordjie vat en 'n doktrin uit dit uitbou nie, so jy lees verder, en jy sien die hele konteks van die Nuwe Testament, en obviously, wie's beter bewyse as Jesus self, né? So kom ons gaan Matteus 26 vers 30 toe. Hier het hulle nou die avondsmaal, hier het hulle die laaste paasmaaltyd voor Jesus na die tuin van Getsemane toe gaan. En wat is die laaste ding wat hy kies om te doen na die nagmaal voor hy na die tuin van Getsemane toe is? Wat's die laaste ding wat hy kies om te doen? Nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Nadat hulle die lofsang gesing het. Met ander woorde, boys, ek weet wat nou vir my voorlê. Ek weet wat kom nou. Hulle gaan my nou kom haal, hulle gaan my nou vat, en dan gaan ek julle nie weer sien nie, tot na die dood. So hier is 'n moeilike tyd wat voorlê, wat kies hy om te doen? Kom ons worship. En daar's nie 'n lekker hy's nie 'n tannie wat hier kom en sê, hoor hierso, skus Jaco, nou is ek uit die kamera uit. En sy speel bietjie hier op die klavier, en 'n ou wat op die gitaar, daar's nie 'n moment nie, daar's nie soos dit hier nie, hier sit net Jesus wat die worship leader is, en hy sê, kom ons aanbid net die Here, kom ons sing net, en hulle sing liedjies, wat hulle sou geleer het, wat hy sou geleer het van kleins af, in die kerk. Ons sien vir Paulus en Silas is in die tronk, hulle worship. Hoe sou hulle weet wat om te worship? Sing hy net random goed, hy sou geworship het wat hy geleer het in die kerk. Hy het ook hier tot bekering gekom, saam met hierdie mense. Deel van hulle geword. Worship is in die hart van geloof gewees. Ons gaan na Hebreërs 2 toe. Hebreërs 2 vers 12 sê vir ons hierdie woorde, dis 'n aanhaling van Psalm 22. Dit sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, en in die gemeente sal ek u lof sing. Dit is 'n profesie oor Jesus wat sou kom in daai tyd. Wat sou hy doen? Hy sou 'n deelnemer wees in die worship in die gemeente. Dit is vir God super belangrik.
Hy gee vir ons musiek en aanbiddingsleiers dat ons moet worship. Het was nie net so in die Ou Testament nie, het was nie net so in die Nuwe Testament nie, dit is nie net so nou nie, dit gaan so wees tot in alle ewigheid. Nou gaan ons Openbaring toe en ons kyk, wat sê die Bybel, wat gaan gebeur in die hemel? Jesus gee vir Johannes 'n vision. Hy sê vir hom, ek het toe iets gehoor, skryf Johannes vir ons, dit wat Jesus my wys is, ek hoor iets soos 'n geluid van 'n groot menigte, met ander woorde baie mense, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Klink dit vir julle of musiek sag gaan wees in die hemel? Ek sê dit net uit daar. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God die Almagtige. Heers nou as koning, laat ons bly wees en juig. Lyk dit vir julle of musiek gaan ernstig wees in die hemel? Klink dit vir julle so? En aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Johannes gee vir ons 'n prentjie hiervan, in die hemel gaan ons worship. En dit gaan loud wees en dit gaan festive wees. Ons gaan celebrate, want ons het oorwin. En alles wat ons geleer het van die Bybel, die goed wat ons geglo het, die goed wat moeilik was om te glo, alles wat gaan ons net sien hier voor ons oor, dit gebeur, Jesus het oorwin, ons is in die hemel, dit gaan net hierdie outbreak wees van al die mense, al die nasies, wat net saam met die engele worship. Kan jy imagine, dis soos daai liedjie wat sê, I can only imagine, hoe dit gaan wees. En ek glo nie, ons gaan 24 ure 'n dag net die hele tyd staan en sing nie. Deel van worship is nie net sing nie. Dis ook om goed saam met God te doen en goed saam met mekaar te doen. Daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees en ons gaan God se mense wees wat vir ons gaan werk en goed gaan doen. Maar worship gaan in die hart van dit wees. Gaan in die hart van dit wees. En mens kan dit net hoor, hierdie amazing, loud, energetic, positiewe, beautiful worship. Wat nie altyd is wat ons is nie, né? Veral in ons kultuur, let's be honest. En baie van ons sal dalk sê, ja, maar dis net wie ek is, Jock. Ek is nie so ou wat, en ons gaan volgende bietjie praat, my tema volgende week gaan wees letsels. En ons gaan bietjie chat oor die letsels, ons gaan baie lag, miskien huil, oor die letsels wat ons het. Wat ons ouers en ons oumas en oupas en ons vorige generasie kerk in ons veroorsaak het. En baie van ons worship nou is 'n reaksie op ons letsels, nie 'n reaksie op Jesus nie. 'n Reaksie op letsels. En dit maak dat ons nie kan worship soos die Here wil hê ons moet nie. Dit maak sodat ons nie kan worship soos ons wil hê eintlik nie. In die diepste van die diepte van ons harte. Dit maak dat ons nie kan ervaar in worship wat die Here wil hê ons moet ervaar nie. Dit maak dat die Here nie kan ervaar wat hy wil ervaar nie. En ek wil gou hierdie twee goedjies aanspreek. As ons vra vir mekaar, né, hoekom worship ons deur middel van musiek? So ek wil gou met jou praat oor die hart hoekom. Ek het nou vir jou die woord hoekom gewys. Dis God het dit so gemaak, dis wat ons moet doen, maar is nooit net 'n ding van doen dit want jy moet dit doen. Kom staan en sing nie. Wat is die hart hoekom? En weer eens, ek wil dit simplify. Wat moet die atmosfeer wees? Die atmosfeer moet intentioneel so wees dat God hier wil wees, dat dit 'n interaksie is wat goed is vir God se hart en goed is vir my hart. Né? Goed is vir God se hart en goed is vir mense se harte. So dink gou oor dit. Hoekom sal dit goed wees vir God se hart as ons worship? En hoe moet ek hier inkom op 'n Sondagoggend en worship, dat dit actually goed is vir sy hart? Soveel so dat hy love hom, hy kan nie wag vir Sondagoggend nie, want die manier hoe ek worship, bless hom. Hoe sal dit wees? Hoe moet ek hier inkom? My gesindheid, sal jy met my saamstem, moet een wees van, ek wil hom eer uit dankbaarheid. Stem jy met my saam? Ek meen, ons sê so maklik die woord God. Weet jy dat die Jode, hulle het nie eers sy naam gesê nie, want hulle het so 'n reverence gehad vir die Here. Ons praat God, die hele dag noem ons die Here se naam, asof dis so, is my buddy. Praat van hom soos ek praat van Piet en Jan en Koos en Joseph en almal anders, God. Besef jy van wie jy praat? Besef jy wie jy is? Besef jy dat jy vanoggend asem het? Jy kan asemhaal
as gevolg van hom. Nie jy nie. Dis nie ek en jy wat die groot seun is, ek wil opstaan, so ek staan op nie. Jy kan opstaan, want die Here sê jy kan opstaan. Jy kan opstaan, want die Here het asem in jou ingeblaas. Alles wat jy kan doen in jou lewe, is net as gevolg van die Here, wat dit wil vir jou. Dis alles sy grace. En dat ek met daai gesindheid inkom, hoor mooi wat ek sê, nie wag tot 'n liedjie my emosioneel stir, nou is ek reg om te worship, nee, dan worship jy nie, dan worship jy nie die Here nie, dan worship jy jou emosie. As jy wil wag, laat hier van bo af moet ons jou kielie, dat dit eers vir jou lekker is, dan gaan dit oor jou. Dan's jy die gehoor, en kan ek jou net gou, ek het ons volunteers nou net weer herinner, weet jy wie is die gehoor hier? Die Here is die gehoor, jy is deel van die band, ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar jy moet sing hoor, want jy is deel van die band, jy is deel van die koor hier so. Ons is die band, we've got an audience of one, jy is nie die gehoor nie, ons kies nie liedjies vir jou nie. Jy kan ook vir my kom sê, daai eerste een was 'n bietjie vinnig en loud, en dit was Engels by the way, jy kan vir my dalk like nie, dit gaan nie oor jou nie hoor, jy kom worship vir die Here. En dit wat ons kies, is om mekaar te encourage, jonk en oud, dink ons aan verskillende generasies, en dit wat woord spreek oor ons tyd, laat ons saam mekaar kan encourage, maar heel eerste om 'n woord op te stuur na die Here toe, offer van lof vir hom, want dit gaan oor hom, dat ons met dankbare harte hier inkom. Soos ek sê, imagine dit net vir jouself, as 'n paar honderd mense, alles vol, mense wat almal dankbaar is, kom om te worship, jy bring 'n lied in, ek hoor van kerke in Suid-Korea, plekke waar dit onwettig is om kerk te hou, dan gaan van die worship leaders van Amerika en so, dan gaan hulle soontoe, dan gaan hulle onder in basements, waar dit vrot en stink, dan ry daai mense 3 ure met treine om daar uit te kom, jy gaan in die basement, daar's nie ligte, niks nie, hulle kan nie loud wees nie, dan kom hierdie ou, en hy dink, hulle gaan wel wees, want hy is daar, hulle weet nie eens wie dit is nie, hulle kan nie kyk wie is hierdie dude nie, dan begin hulle net te sing, net hulle eie koortjies, net hulle eie goed, maar hy sê, maar hy kan nie anders as om net op sy knie te val, en amper begin by vergifnis, want jy sou dink, ja, hierdie ouens in hierdie basement, hulle moet soos ons kerk hou, of moet ons dalk soos hulle kerk hou? Het ons dalk die hart verloor, het dit te veel oor ons begin gaan, en te min oor, ons kom eerste hier, dat het goed is vir God se hart, dat ek kom om hom te bless, en om te eer vir wie hy is, hy is God, en hy is my God. In Lukas 17 lees ons van 10 ouens wat Jesus genees het. Ek dink dit spreek vir my hierin. En dit sê, en net een van hulle het, toe hy gesien dat hy genees is, het hy omgedraai. En hy het God hardop geprys. He expressed his gratitude. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. So hy's van 'n ander nasie, met ander woorde, hy ken nie eens godsdienst nie. Ken nie van worship soos hulle dit ken nie, maar hy is die een wat net besef, God het my genees, ek kan lewe as gevolg van hom, en hy val neer en hy worship, en toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie, hierdie vraag bly my altyd by, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie, waar is die ander 9 dan? Waar is die ander 9 dan? Dis 'n powerful vraag. Dis 'n vraag vir ons tyd. Waar is die ander 90% dan? Is God nie goed vir almal nie? Het almal nie lewe vandag nie? Great, ons het nie so goed gespeel met die rugby nie. As Jesus môre terugkom en jy sê vir hom, "Jesus, maar Here, die bokke, hoekom het die bokke nie so goed gespeel?" Gaan hy dalk vir jou sê, "Wie is die bokke?" Ek het nie gewaarig oor rugby nie hoor. Dis 'n bietjie belangriker goed as dit. En jy drink oor dat ons nie goed rugby speel nie en jou gesin is op pad hel toe. Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is. Hy ken nie eers van prakties, hy het nie in die kerk groot geword, hy ken nie van worship nie, maar hy worship. En vir hom sê hy, staan op, en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Met ander woorde, jy kry iets wat die ander nie gekry het nie. Almal is fisies genees, maar hulle is nie gered nie.
ek en hulle is nie reg met mekaar nie, hulle het nie my nie, hulle het die hoofding hier gemis. Dit was net 'n revelation dat hulle sien wie ek is. Dat hulle my kan kry, en ek wou so graag hulle gehad het, maar daar hardloop hulle aan met hulle lewe. Hoekom kom worship jy? Kom jy kerk toe, elke nou en dan, laat God net sien, jy is nog 'n goeie ouetjie. Okay, ek sal jou help met daai deal waarmee jy besig is. Kom jy net gou dat jy jou genesing kan kry en daar gat jy? Of is dit vir jou 'n ding van ek moet kom, ek moet stop, ek moet tyd maak om die Here te aanbid en vir hom te eer vir alles wie hy is en vir die goed waarin ek encouragement nodig het. Wat sê Paulus? Kom by mekaar, julle moet worship en mekaar encourage. Laat die Heilige Gees in julle midde werk. Laat dit julle vul. Moenie gaan drink nie. Moenie gaan soek vir goed in hierdie wêreld om jou vol te maak nie. Moenie net vergeet en weghardloop daarvan nie. God wil werk in daai situasie, maar dit gaan nie gebeur sonder worship nie. Dit moet goed wees vir God se hart. Is jou worship goed vir God se hart? In die tweede plek, moet dit goed wees vir my hart. Wat beteken dit? In hierdie worship konferensie het die pastoor het hierdie ding gesê wat my bybel, hy sê, you become what you behold. You become what you behold. Jy word wat jy aanskou. Worship is in die kant van die aarde is, ek besef dat ek is gemaak om te aanbid. Elke mens, jy's gemaak om te aanbid. Jy kan nie aanbid nie. Die vraag is net, wat is jy besig om te aanbid? En om dit meer prakties weer eens te maak, to simplify it, wat is jou kernfokus op hierdie stadium? Wat pursue jy? Dis jou main focus. Is dit geld? Is dit jou beroep? Is dit iets in hierdie wêreld? As mense wat wil populêr wees, hulle gaan dit pursue, dit gaan hulle kernfokus wees, mens kan dit sien by jong mense, né? Dan word hulle soos daai mense wat hulle hoop van hulle gaan hou. Hulle begin so aantrek, hulle begin so praat, hulle beluister daai goed, hulle koop daai goed, dis al wat hulle kyk, dit vul hulle minds, hulle word wat hulle aanskou. So as dit waar is, wat beteken dit vir my en jou en vir ons worship? Ek kom saam met die kerk om Jesus my kernfokus te maak, sodat soos ek vir hom kyk, glo ek het met alles in my, gaan ek minder van myself en van hierdie wêreld word, en ek gaan meer van hom word. Soos ek hom sien, hy is die spieël, en dan gaan ek weer spieël, soos ek vir hom kyk, en my hele lewe voor hom bring, eerste met die hart om hom te eer, gaan daar 'n respons wees, en hy gaan in my werk, en alles wat die wêreld my besoedel in my en in my gedagtes, gaan hy kom skoonmaak. Gaan hy kom genees, gaan hy kom beter maak, sodat, wat's die doel? Dat ek al meer soos hy word. Dis die doel. Aanskou hom dat ek meer soos hy kan word. Ek kom nie net en ek kry 'n tik nie, ek word meer soos hy. As dit nie gebeur nie, baie mense staan in 'n kerk en sing, en hulle slaap en dink aan lunch, dankie Here, dit is die laaste liedjie, kom ons sit, en niks het gebeur nie, niks het gebeur, die Here sê, het niks vir die Here beteken nie, dit het niks vir hulle beteken nie. Kom ons wees eerlik, ons staan baie keer so hier, baie keer hou ons stilte tyd so, né? Almal van ons, sê dit, ek en dit, en dan moet jy sê, hey, die mens in my, die vlees in my, ek moet dit teenstaan, ek kan nie net gaan met dit nie, ek moet dit teenstaan, ek moet fokus op Jesus, en ek moet doen wat ek moet doen, dat ek my gesindheid en my gedagtes kan regkry, dat ek so op hom kan fokus, dat ek hom kan hoor, dat hy met my kan werk, dat ek soos hy kan word, anders mors ek my tyd. Ek kan deur hierdie hele Bybel lees en niks kan met my gebeur nie. Dit is wat met die Fariseërs gebeur het. Jesus het vir hulle gesê, julle ken die hele Bybel, julle gaan hel toe. So kan ek vir jou sê, jy kan elke Sondag hier kom staan en hel toe gaan. Kan elke Sondag hier kom staan, dit beteken niks vir die Here nie, dit beteken niks vir jou nie. Jy moet dink oor jou worship. En hierdie volgende paar weke gaan ons bietjie dink oor dit, en ons gaan chat daaroor, en ons gaan mekaar challenge daarmee. Paulus praat daarvan in 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Met ander woorde, jy kom nie een keer na diens toe, jy kry sulke mense, né? Hulle soek hierdie kerke waar hulle gaan omstaan, 3 keer omrol, dan spoeg die pastoor op hulle, slat hulle op die kop iets, en as hulle daar uitstap, dan gaan hulle hele lewe verander. Maar wat gaan volgende week gebeur?
Hy gaan terug gaan soontoe. En as dit nie werk nie, wat gaan hy doen? Nee, daai pastoor, hy weet nie. Kom ons soek die volgende een. Dan sy by die volgende een rol rond, spoeg, slaan, al die goed. Vir 'n paar weke, miskien 'n jaar, nee, na ruk, presies dieselfde probleme, net daai pastoor, daai kerk, iets is fout daar, gaan na die volgende een toe, en hulle dink, my lewe gaan net so verander. Almal van ons moet Jesus die fokus maak, en dit moet aanhou toeneem, en dit moet aanhou toeneem, en dit moet aanhou, almal van ons moet groei. Die duiwel gaan ons die hele tyd probeer wegtrek, ons gaan die hele tyd moet fight, om Jesus die fokus te hou. En hy sê, en wie doen dit? Wie doen dit? Wie kan jou verander? Gaan jy Bybel lees en jy gaan jou lewe verander? Jy het al probeer om dit te doen. Het dit gewerk? Nee. Net die Gees kan dit doen. Wat sê Paulus? Die Gees moet julle vul. Die Gees moet in jou hart werk. Die Gees moet die woord vat. Die Gees moet daai liedjie vat. En jy moet 'n moment hê en hy moet in jou hart werk. Fokus op Jesus en hy gaan met jou hart werk om vir jou te wys waar jy nie soos Jesus nie. En hy gaan jou help, en hy gaan jou krag gee, en hy gaan jou wysheid gee. En jy gaan volgende week weer moet teruggaan, maar jy week daarna, soos jy tande borsel, gaan jy weer moet terugkom, laat hy jou borsel, en met jou werk. Dit moet steeds toeneem, moenie skuldig voel as jy hierdie week weer 'n woordjie sê, en iets weer, en jy lees weer Bybel, en jy sukkel om te konsentreer, ons almal gaan daardeur, dit moet toeneem, en toeneem, en toeneem, dis 'n pad, totdat Jesus terugkom, stap ek 'n pad, met die Heilige Gees, en hy help my. Kom nie in een diens en nou is ek reg vir die volgende paar weke nie. Is nie hoe dit werk nie. Dis hoekom die Here vir ons 7 dae gegee het. To sê, begin again. Begin again. Begin again. Ek wil afsluit. Psalm 27 vers 1, Dawid. Skryf hierdie beautiful woorde in 'n baie moeilike tyd van sy lewe, so dit is in 'n groot oorlog. Hulle lewens word bedreig, hy en sy manne, en hy skryf hierdie woorde, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Wat help dit? Jy skryf sulke woordjies in 'n moeilike tyd. Jy gaan al die tyd moet gaan fight met hierdie ouens wat baie groter is as jy, baie meer was as hulle. Ouens sal ook sê, wat is jy besig met jou gediggies? Wat skryf jy 'n liedjie voor? Wat help dit ons sing? Maar God sê dit vir een of ander rede in die Bybel, dat ek en jy dit moet sien, om vir ons te openbaar, wanneer jy in 'n battle is, en jy weet nie wat om te doen, en hierdie ding is groter as jy, hierdie is Goliat, wat voor jou staan. Is dit moontlik, dat hy skryf hierdie liedjie, om die atmosfeer van hopeloosheid te verander na geloof en hoop, omdat hy die fokus skuif, né? Wat moet ons fokus? Op Jesus. Omdat hy die fokus skuif van die vyand wat so groot is, en die battle na God. God wat met hulle is, en vir hulle is. Is dit moontlik dat sy ouens dit moes hoor, dat hy dit moes hoor, weer, en dat hulle dit moes sing, saam met mekaar, en dat as hulle dit doen, dan werk die Here op 'n spesiale manier. Mens sien dit oor en oor doen Dawid dit, en dit sy hart vir aanbidding, sy vertroue dat ons begin by aanbidding, en ons shift ons fokus in die battle na aanbidding toe, het sy culture van Israel, dit het hulle culture bepaal. Dit was 'n culture van worship as gevolg van Dawid se hart. En God het amazing goed gedoen onder hulle as gevolg van dit. En so sê ek vir jou, dit is my hartsgebed, dat ons 'n culture van worship sal hê in hierdie kerk. Dat ons sal besef, alle antwoorde begin by, ons kom na die Here toe, en ons worship, ons sing 'n psalm, ons sing 'n lofgesang, ons skryf 'n geestelike lied, ons bring dit voor die Here, ons kom saam met mekaar, en ons glo met alles in ons, die Heilige Gees is hier, en hy gaan werk, as ek met die regte mindset kom. En miskien om af te sluit, 'n persoonlike vraag. En dan gaan ek jou vra om te respond. Glo jy jou worship is soos dit? Glo jy as jy hier staan en aanbid, dat dit 'n glimlag op God se gesig sit, dat dit regtig sy hart bless, dat hy kan nie wag vir Sondag nie, want as jy worship,
Dis net die gesindheid van jou hart waarmee kom die dankbaarheid, die honor is, dit bless om. As jou dad, glo jy dit? As jou aanbidding soos dit. En meer as dit, wat Paulus sê, is jou hart die mekaar, soos is jou hart om te sê, hey, ek wil gaan worship, nie net vir myself nie, maar ek wil gaan worship, want daar's mense wat encouragement nodig het. Daar's mense wat hier tussen ons deur moeilike tye gaan. En ons besef dit nie altyd nie, en hulle kom sit hier met 'n glimlag, en hulle sing saam, maar in hulle hart is dit oorlog. En ek gaan vandag gaan worship. Ek gaan worship en die Here soek, en dit wat ons sing, gaan ek regtig verklaar met alles in my, soveel so dat ek glo die Heilige Gees gaan werk as ons so saam worship, om hierdie ou se hart te raak, en hierdie ou langs my se hart te gryp, en om vas te druk, laat hy die Here ervaar hier. Miskien moet daar iemand tot bekering kom hier vandag. Wat's meer belangrik as dit? Dat iemand hier tot bekering kom. Daar's niks belangriker, daar's niks groter sukses in die lewe, as mense wat onder ons tot bekering kom, terugkom na Jesus toe, wat sê, ek is ver van Jesus af, maar ek ervaar hom hier, en ek, Here Jesus, hier is my hart, ek kom weer terug, daar's niks groter as dit nie. Sou jy sê jou worship dra by tot dit? Sou jy sê worship is vir jou, besef jy ooit dis wat gebeur terwyl jy worship, en dis okay om nee te sê, dis hoekom ons hierdie reeks doen. Dis okay as jy vandag vir my sê, nee op al daai. Ek wil jou gou vra om jou oë te sluit. Want hierdie is nie iets wat ek wil hê nie, hierdie is iets wat ons moet wil hê. So ek wil nie hê met vir niemand om jou, agter jou, voor jou kyk nie. Ek wil jou vra om jou oë te sluit, en ek wil jou net vra, as jy vir my sê, dit wat jy van praat, Jacques, dit krap my 'n bietjie om, of dit excite my, ek soek dit. Ek soek dit in my lewe. Ek wil so worship, ek wil deel, ek wil dit ervaar hier. Ek stem saam met jou, ek voel ons moet beweeg in hierdie rigting, ons moet worship die hardloop maak. Dan wil ek jou vra, om net vir my jou hand te wys, ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid, dankie. Dankie, dankie, jy kan maar net opsteek en dan kan jy laat sak. Dankie, 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 hande orals oor, dankie baie. Dankie, ek sien julle hande daarbo, dankie. Dankie, bid hierdie saam met my, Here Jesus. Ons wil U aanbid, sodat dit U hart raak, sodat U glimlag, sodat U vreugde vind in ons aanbidding. Here Jesus, U is ons kernfokus. Ons weet, U wil met mense ontmoet in ons aanbidding. Heilige Gees, U wil harte vul. Dis wat U woord sê. Ons wil gehoorsaam. So ons kom na U toe vandag. Ons maak daai keuse om worship belangrik te ag. Om saam te kom worship. Op 'n manier dat dit U hart seën. En ook die mense hier om my. Here, ons wil op 'n reis gaan. Kom leer ons hoe U wil hê ons moet aanbid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.